vesting. Die Here is my krag. Hy's my bron en hy's my redder. Die een op wie ek wag. Goeiemôre gemeente. Sê gou vir mekaar hallo, welkom aan al die doopouers. Ek bly julle die kerk gekry. Sê gou vir mekaar hallo, loer so oor sy net hallo, groet net almal. Altoe ons moederskamers werk weer, dit is hierso. So as hier ouers is met kinders wat ek weet hoe dit gaan, dit kan soms besig raak. Die een se speakers was gesteel, maar ons het dit nou weer geruil, so dit werk weer. Die ou wat dit gesteel het nogal moeite gedoen, want hy het vir ons mooi uitgedraai, hy het dit nie uitgeruk nie. So dankie daarvoor. So ons kon dit toe nou net mooi ruil. Kom ons sit so, ek moet net aan die Alet afkondig. Vir Moedersdag is volgende Sondag. Nee. Ja, is volgende Sondag. Volgende Sondag is Moedersdag. Onthou volgende Sondag is Moedersdag. Dan kan jy by Tannie Alet wegneem ete bestel. So sê vir jou vrou, jy het kos gemaak, en dan bestel jy hier by Tannie Alet 'n wegneem ete wat jy net warm maak by die huis. Sy het hoenderpastei en beesvleisrol, sê sy, en dan is daar groente en slaai en nagereg, en jy kan dit alles bestel. Jy moet bestel voor Donderdag, so onthou nou volgende week, Moedersdag, bestel sommer die week, dan dink jy vrou, jy is wonderlik, jy het gekook vir haar, spesiaal vir Moedersdag. Kom ons sit so, dan raak ons stil. Gee sommer alles wat in jou hart is vrede. Here, elkeen van ons is hier met 'n ander motief. Maar eintlik is ons maar almal is maar eintlik net soekend, Here. Ons is soekend om sin te maak in die lewe. Baie keer soekend om sin te maak uit ons eie lewe. Baie keer soekend om die seer te verstaan, of die seer in my lewe te verstaan. Ag, wat dit ook al is, Here, elke persoon het vanoggend hier ingeloop met 'n behoefte, en mag U vanoggend die behoefte aanspreek. Vanoggend bid ons ook vir elke kerk reg oor die wêreld. Ons bid vir kerke onder die bome in Afrika, ons bid vir kerke in Amerika, kerke in China, kerke wat vervolg word. Kerke wat vandag moet gebeur terwyl daar vervolging geskied, wat mense in die geheim by mekaar moet kom. Ons bid dat die koninkryk sal kom, ons bid dat die woord vandag verkondig sal word. Ons bid dat die Gees vandag sal werk. En ons bid dat die koninkryk sal kom, in Jesus naam. Amen. Mag die genade en vrede van God die Vader en die liefde van die Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by en met julle elkeen bly. Kom ons staan en dan sing ons saam. Prys God in sy heiligdom, prys hom onder sy magtige hemel, prys hom oor sy dade, prys hom in sy magtige grootheid. Prys God in sy heiligdom, prys hom onder sy magtige hemel, prys hom oor sy dade, prys hom in sy magtige grootheid, prys hom met die ramsorang, prys hom met die harp en lier, prys hom met die tamboerijn, met danse en snare en fluite. Prys hom met cymbale, met galmende cymbale, prys die Heer.
Prys hom met simbale, met galmende simbale. Laat alles wat asem het, alles wat asem het, die loof. Prys God in sy heiligdom, prys hom onder sy magtige hemel, prys hom oor sy dade, prys hom in sy magtige grootheid, prys hom met die ramshoring, prys hom met die harp en lied, prys hom met die tamboerijn, met danse en snare en fluite. Prys hom met simbale, met galmende simbale, prys die Heer. Prys hom met simbale, met galmende simbale. Laat alles wat asem het, alles wat asem het, die loof. Laat alles wat asem het, alles wat asem het, die loof. Prys God in sy heiligdom, prys hom onder sy magtige hemel. Jesus, ons loof U, Jesus, ons prys U, laat ons met engele 'n loflied sing, nie meer verlore, U is gebore, ontvang die lam wat ons U bring. Halleluja, 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 halleluja. Jesus, ons loof U, Jesus, ons prys U, laat U ons harte en maak dit rein, dat ons gelowe U dien met liefde, ontvang die lof van kinders klein. Halleluja, 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 halleluja. Julle kan maar sit.
het opgegee, U maak my heel aan die kruis. Het ingetree, genade bewys, deur te sterf vir my aan die kruis. En die glorie verskyn, soos die lig van die son, tot in ewigheid. O, kyk op na bo, hoor die engele koor, wat sing heilig is die Heer. Het opgegee, U maak my heel aan die kruis. Het ingetree, genade bewys, deur te sterf vir my aan die kruis. En die glorie verskyn, soos die lig van die son, tot in ewigheid. O, kyk op na bo, hoor die engele koor, wat sing heilig is die Heer. Die glorie verskyn, soos die lig van die son, tot in ewigheid. O, kyk op na bo, hoor die engele koor, wat sing heilig is die Heer. O, sing heilig is die Heer. O, heilig is die Groot voorreg om vanoggend, is hy Anna, groot voorreg om vanoggend die doop te kan bedien. As ons aan die doop dink, dan dink ons so 'n bietjie aan wat Jesus gedoen het, en as ons na die Nuwe Testament kyk, dan het Jesus nooit iets gedoen per toeval regtig nie.
Maar alles wat hy doen is ergens 'n sinnesbeeld van die Ou Testament. So hy is heeltyd besig om terug te gaan na die wet toe of terug te gaan na iets toe. So elke daad wat plaasvind verteenwoordig iets spesifiek. So in die Nuwe Testament het hulle nie kinders gedoop nie, maar ook nie groot mense nie. Hulle het huisgesinne gedoop. Dit was jou eerste doop. Jou eerste doop was waar die disippels uitgegaan het en hulle is gestuur in die gemeenskap en hulle het mense gaan doop om hulle bloot te stel of deel te maak of eintlik te bewys dat hulle deel is van Christus en sy geloof. En daarom sê ek nog altyd, daar's nie vir my 'n klein doop en 'n groot doop nie, daar's vir my 'n doop. En as mense gedoop word, prys die Here. Want ons word gestuur om disippels van al die nasies te maak en om mense te doop. So wanneer ons doop en ons sê, maar dis klein kinders en hulle verstaan nog nie, dan sê ons, maar wat verstaan ons nou eintlik van God? Wat verstaan ons eintlik van die doop? Wat ons beskouing in die gereformeerde tradisie is ons sê, God het afgekom aarde toe en hy het gekies om 'n pad met ons te stap. Nêrens het ons dit verdien nie. Nêrens het ons op 'n punt gekom wat ons gesê het, okay, nou tik ek die boks, nou kan die Here in my lewe inkom nie. God het eers gekom na my toe. En jy sien hierdie patroon eintlik reg deur die Bybel, as jy nou soos Noag vat. God kom na Noag toe. God was kwaad vir die wêreld, God bly hom verbind met Noag. God kom na Abraham toe, God bly hom verbind met Abraham. En so regdeur, God bly hom verbind met Dawid. En daarom sê ons, maar wanneer ons doop, dan sê ons, maar ons is eintlik deel van hierdie God wat hom kom connect het, wat hom kom verbind het aan ons. En dan, soos wat die teken in die Ou Testament sê hulle, jy sal besny word. Vandag het hy daai teken vervul. Wat was die besnydenis? Dit was eintlik 'n fisieke teken dat die volk wat is, dat hulle anders is. So hulle het 'n fisiese teken gedra dat hulle anders is. Vandag dra ons ook die teken. Hoe lyk die teken wat ons dra vandag? Ons het nie hoetjies nie, ons het nie allerlei snaakse goed nie. Wat is ons teken? Is ons leefwyse. So ons sê, dit wat ons onderskei van die res van die wêreld is ons leefwyse. So dis die teken wat ons dra. En hierdie teken is 'n herbevestiging van God wat hom verbind aan ons. So ons het tegnies 2 sakramente. Die een is doop. God verbind hom aan ons. En dan sou ons afdwaal. Ek sê altyd, as jy ergens op universiteit kom en jy verloor so 'n bietjie jou kop en jy raak so 'n bietjie wild in die kop en jy raak so 'n bietjie stout en so, dan wil mens op 'n tyd weer terugkom na die Here toe, dan hoef jy nie noodwendig te doop nie. Want dis hoekom ons die nagmaal ontvang het. Die nagmaal sê, hierdie is my liggaam, dis gebreek vir julle, hierdie is my bloed, dit het gevloei vir julle. Neem dit, eet daaraan en dink en drink dit en neem en weet dat julle deel is van my liggaam. En daarom het ons net die 2 sakramente. So as ons vanoggend doop, is dit nie net gewone ritueel nie. Dis nie 'n gewone ding waar ons net name gee vir kinders nie. Dis nie net blote tradisie nie. Maar as ons vanoggend doop, dan bevestig ons dat hierdie kinders wat vir ons gegee is gegee deur God vir ons. En ons het so een van die doopouers gaan so 'n bietjie praat daaroor ook. Dat God die kind vir ons gegee het. En daarom is dit nie noodwendig net ons kind nie, maar dis die Here se kind. So vanoggend is 'n bevestiging. God herbevestig dat hy hom verbind aan ons en ons kinders. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, God gee vir ons die nuwe lewe in Jesus Christus. Dis nie net God wat hom verbind nie, maar deur Jesus Christus kom verbind hy hom aan ons. En dan die derde ding is, nou het ons die nuwe lewe. Nou het ons die nuwe lewe. So, elke doopouer gaan hier voor staan, en hulle gaan kom getuig en sê, maar ek sal my kind groot maak tot die beste van sy vermoë, om ook te getuig en te leef, dit wat God in my lewe kom doen het. Ek kan vra dat die doopouers net vorentoe kom asseblief. Staan nie voor my, staan nie voor my. Staan nie voor my. Ja. Julle het dan gehoor
wat die doop alles beteken. Julle het gehoor waaroor dit gaan. Julle het gehoor dat dit nie net 'n gewoonte is nie, dat julle nie net vandag hier staan per toeval maar dat God op pad met julle stap en dat hy vir julle geseën het met kinders. En as hy jou seën met kinders, dan is dit nie die perfekte kinders nie, maar dis kinders wat 'n beter lewe en 'n beter toekoms het as net enige ander gewone of 'n mens, want God het sy seun gegee om te sterf vir hulle. So die eerste vraag is dit hoe julle die Bybel sien? Is dit wat julle verstaan rondom die Bybel? Dat dit is hoekom julle doop vanoggend is om te besef, God het julle geseën met 'n kind en Jesus Christus het gesterf vir hom en vir haar, sodat hulle die nuwe lewe kan hê. Wat is julle antwoord? Nee, julle moet baie hard praat, hulle moet hoor. Sê, Tian. Simonai, Laurens? Ek mag mos jou. Jy kan maar ja sê. Die tweede is, beloof julle om hierdie kind te onderrig na die beste of te laat onderrig na die beste van julle vermoë. Met ander woorde, gaan julle beloof om 'n pad met hierdie kind te stap en regtig alles te gee vir hierdie kind. Ek is seker julle doen reeds. Julle gee reeds alles vir hierdie kinders, maar beloof julle om alles vir hulle te gee en hulle groot te maak volgens die wil van die Here. Wat is julle antwoord? Okay. Ek kan vra dat die kinders vorentoe kom. Kom staan hier so by my. Laurens, kom staan hier so. Hier is nie water in nie. Nee, hy is nie. O, hy is. Ek kan dit nie sien nie, dit is so skoon. Ek sien gewoond aan die blomme hier, sorry. Ek is so seker soos wat die water hier is. Ek was so onseker, maar hy is. Die water is vir ons 'n bevestiging en 'n fisieke teken dat God vir ons die nuwe lewe gegee het, want water het 'n klomp simboliek. Onder andere is water dit wat reinig, water is dit wat skoon maak, en water is dit wat lewe gee. So seker soos wat ons water het en dit vashou, so seker weet ons, sy's reg vir die doop. So seker weet ons, dat Loa Nagel, die Here jou naam in sy handpalm geskryf het. En Loa Nagel, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Simonai, Jacques, Nika, slaap. So seker soos wat julle hierdie water sien, so seker weet julle dat God Nika se naam in sy handpalm geskryf het, dat hy 'n pad met haar wil stap en dat hy julle as ouers en as instrument gaan gebruik. Nika, doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Tian, Adrie. Net al haar name kry. Ek wil net sê Magdalene. Dra so skuins. Altelie, ja. Gaan sy fight. Altelie.
Die Here het jou naam in sy handpalm geskryf. Hy het jou geroep en jou gekies. Altelie, ek doop in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Julle kan net hier staan. As 'n gebed, gaan ek sommer vra dat ons so bly sit, en dan gaan ons net 'n lied vir al die doopouers sing. Jy kan bly staan, Laurens. Waar is hy? Laat hierdie vrede deur al vloei. Waar haat is, laat al daardie liefde bring. Laat hul in pyn en smart vertroostend wees. En krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help al om altyd so te leef, om ander oor as onsself te ag. Ja, om lief te hê, ander bo onsself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur al vloei, en laat al opgee waar daar twyfel is. Mag al die lig in duisternis laat skyn. Mag ware vreugde altyd uit hul straal. O Heer, help al om altyd so te leef, om ander oor as onsself te ag. Ja, om lief te hê, ander bo onsself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur al vloei. Leer hul om ook soos U te kan vergeef. Maak hul bereid om aan hulself te sterf, dat ander U al meer in hul kan sien. Oom Christo Malan, oom kan sommer vorentoe kom, en dan Pierre en Eduard en oom Koos. Ek weet nie of ek nog kerkraadslede gemis het wat vanoggend hier is nie.
Nog nie. Hallo? Okay. Môre gemeente. Nika wat ek wil net met iets met julle deel. Nika wat vanoggend gedoop is. Sy is al 7 maande oud en sy weeg 5.4. Die rede is sy is prem gebore, maar kom ek vertel julle so 'n bietjie agtergrond is sy is 'n in vitro babatjie, 'n IVF babatjie. Ons het ons die ginekoloog en so het gesê ons sal nie ooit kan kinders kry nie, maar Liewie het anders besluit. Ons het toe 2 embriootjies teruggeplant en eenetjie het gevat en selfs die dokter toe het gesê dis 'n wonderwerk want hy het nie gedink dat hulle gaan vat nie. So nommer 1 van dag 1 af is sy 'n vegtertjie. Okay, nou gaan ons na elke afspraak toe om te kyk of Sissie alright is. En op week 12 toe sê die ginekoloog, sy het op 'n stuk, sy kan sien op my placenta, sy het op 'n stuk swaar getrek, maar sy's okay. Maar ek moet ons moet bloed trek en ek moet na 'n spesialis toe gaan om te kyk net of alles nog okay is. Ons het op 20 weke gegaan na die spesialis toe. En sy het vir my gesê, nee, Sissie is fine, sy lyk goed, maar sy gaan vroeg gebore word, maar vroeg soos in 37 weke vroeg. Nou 37 weke is amper voltermyn, so ons kan met dit werk. Op 25 weke en 5 dae het ek begin snaaks voel en ek het die dokter gebel. Sy het vir my gesê ek moet Benado's drink en as ek beter voel, dan is dit sharp. Okay, ek het nie beter gevoel nie, ek het toe ingegaan en toe is ek in aktiewe kraam. En sy sê vir my, ons gaan kyk wat ons kan doen, ons gaan haar so lank as moontlik probeer binnehou, maar ek moet net weet, as sy gebore word, is sy nie lewensvatbaar nie. So met ander woorde, hulle gaan nie haar help of probeer aan die lewe hou nie, want in Suid-Afrika, iets onder 25 of 26 weke is hulle nie lewensvatbaar nie. Presies 12:00 die aand op 26 weke, het my water gebreek en Sissie is toe gebore. Haar hartjie het gaan staan, en vir 3 minute, maar die dokter kon dit regkry om haar weer by te kry. So sy is op 26 weke gebore, sy het 830 gram geweeg, sy was 29 cm en haar koppie was 24 cm. Ons was in Pretoria Oos vir 13 weke en sy is op 2.1 kg ontslaan. Nou deur die hele 13 weke was dit op en af. Sy was eers op 'n ventilator, nou ventilator weet almal, dit is laat hulle asem, dit die masjien half haar asem. Na 10 dae na dit, toe sy op CPAP, nou dis op die helmet, wat nou vir haar bietjie druk gee vir suurstof, en daarna is sy net so week voor sy kon huis toe gaan, was sy op gewone suurstof. So ek wil net getuig, die Here het vir ons dit moontlik gemaak. Sy is vandag enige 'n vegtertjie, en sonder die Here sou ons die pad alleen kon stap nie. So ek weet alle kinders is 'n wonderwerk. En ons wil net die Here prys, loof en eer vir Nika. Ons is baie lief vir haar en ons sê vir die Here baie dankie vir haar. Dankie Simone. Kom ons sit so en dan bid ons saam. Here, dankie vir die wonderwerk van kinders. Dankie dat die doop nie 'n plek is waar ons net vir kinders hoef name te gee of name uit te dink nie. Dat dit nie bloot net 'n tradisie is nie, dat dit nie bloot net 'n gewoonte is nie, Here, maar dat kinders geroep is en gestuur is deur U in hierdie wêreld in. Dankie dat U by elke liewe een van hulle is. Die by Loa is, Alteli is en by Nika is. Loop voor hulle uit. Wees bo hulle om die vyand af te weer, onder hulle om hulle te dra as hulle sou val, langs hulle om hulle te vergesel, as hulle alleen sou wees, maar bovenal, wees binne in hulle, soos U reeds van die begin af was en is, sodat hulle alles sal kan oorkom wat ander mense gedink het, nie moontlik is nie, soos dit reeds bewys is. Seën vanoggend se woord, mag dit van U afkom, Here, en mag U woord nooit net stop hier of in hierdie gemeente nie, maar mag hierdie gemeente gestuur word in U naam, om hierdie wêreld te verander, in Jesus naam. Amen. En vanoggend se preek, dink ek baie vrouens gaan van dit hou. Hulle gaan sê, ja, ek het jou gesê. Want vanoggend se preek gaan oor hardkoppigheid. So, daar's baie vrouens wat gedink, ja, ek het geweet, hardkoppigheid. Ek wil praat oor een ou in die Bybel, een spesifieke ou in die Bybel, wat ons eintlik so min van weet, en dis eintlik hierdie enigmatiese karakter, dis hierdie misterieuse karakter, en ons almal ken hom as Judas.
Judas Iskariot. So Judas is een van die 12 disippels gekies deur Jesus self, geroep om saam met hom te wees. Maar nou interessant, soos wat mens deur die evangelies gaan, kry jy verskillende prentjies van Judas. Nou ons almal weet hy het Jesus verraai, daar was twee, daar was mos Judas en Petrus het Jesus verraai, maar Petrus het tot ingekeer om gesê hy is jammer. Judas het nooit nie, Judas het vasgehou aan dit. So ek wil twee evangelies so parallel langs mekaar sit en eintlik net so bietjie na dit kyk en vir julle net die verskil wys en dan wil ek by 'n spesifieke motief uitkom oor hoekom ek dink Judas Jesus verraai het. Want dan moet tog 'n rede wees hoekom Judas gekies het om Jesus te verraai. So net 'n voetaantekening aan die begin. Judas hoef nie Jesus te verraai het nie. Jesus was klaar, hy het geweet hy gaan sterf, hy was klaar op pad om te sterf. Dit was nie nodig om hom uit te wys nie. Hulle sou geweet het mos nou hy is die leier van 'n rebellegroep van 12 wat rondgaan, wat mense gesond maak en wat in die naam van God of in die naam van Jahwe optree en. Hulle sou dit geweet het. So hulle sit hierdie karakter Judas leef saam Jesus. En daar's 'n motief dat Judas is wat Judas is. Nou in Matteus se evangelie gaan ons baie eintlik oor ryk en arm ook. So Matteus 6 byvoorbeeld waar Jesus ons nou preek op die berg, dan sê hy, okay, moenie worry oor die sorge van die lewe nie, want kyk vir die mossies hier buite, hoeveel te meer sal ek sorg vir elkeen van julle. En dan preek hy vir hulle en dan sê hy vir hulle, moenie vir julle skatte op aarde met mekaar maak, waar mot en roes dit kan verniel nie, maar maak vir julle skatte in die hemel by mekaar. Nee. So, Jesus preek redelik sterk oor geld, en dan natuurlik Matteus 6 vers 24, daar waar hy sê, God en mammon. 'n Mens kan nie vir twee baase tegelyk werk nie, jy moet kies vir wat se een wil werk. So in Matteus het jy hierdie rol dat geld kan maklik jou God raak, en geld kan maklik jou lewe beheer. En dan interessant, Matteus 26 vers 6 tot 13, terwyl Jesus in Betanië in die huis van Simon die melaatse aan tafel was, het 'n vrou by Jesus gekom met 'n albaste fles, baie kosbare reukolie, en dit op sy kop uitgegiet. Toe die disippels dit sien, was hulle verontwaardig en hulle het gesê, waarom so verkwisting, vra hulle. 'n Mens kon die reukolie vir baie geld verkoop het, en dit vir die armes gegee het, want dis mos net wat Jesus geleer het. Jesus het dit gemerk en vir hulle gesê, waarom maak julle dit vir die vrou moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Deur hierdie reukolie op my liggaam uit te giet, het sy my voorberei vir my begrafnis. Dit verseker ek julle, oral waar hierdie evangelie in die wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het. Wat tog eintlik 'n ongelooflike teks is, net dat sy dan nou vandag nog daar vertel word en herinner word daarvoor. En dan Matteus 26 hier aan die einde, dan sê hy 26 vers 14 en tot 16 sê hy, toe het een van die 12 disippels, die een wat Judas Iskariot genoem is, na die priesterhoofde toe gegaan en gesê, wat sal julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom? Hulle het hom toe 30 silwermuntstukke betaal. Van toe af was hy op die uitkyk na geskikte geleentheid om Jesus te verraai. So in Matteus is die motief duidelik dat Judas kies geld bo Jesus. En hy sê, hy vat eerder daai 30 muntstukke en hy sal Jesus verraai. Nou 30 muntstukke was die bedrag wat jy betaal het vir 'n slaaf. So dis interessant, hulle bied hom nie meer aan nie, hulle bied hom aan wat hulle 'n slaaf sou aanbied. En dan weet ons natuurlik in Matteus is dit die kus wat hy gee om hom uit te wys en te sê dit is hy, waar Jesus gevangene word. En dan in Matteus daar's net twee verhale van Judas se dood, en in Matteus is die dood van Judas toe, ek sê Matteus 27 vers 3 tot 7, toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het, en hulle het die 30 silwermuntstukke geneem, dit in die prys wat die Israeliete ooreengekom het, om vir hom te betaal, en hulle het dit aan hom uitbetaal vir die grond van die pottebakker, so het die Here dit aan my opgedra. So wat gebeur het is, in die een verhaal vat Judas die geld en hy gee dit dan terug vir die Sanhedrin, vir die Joodse raad, en hulle weier om dit te aanvaar. Hulle sê dis bloedgeld en hulle koop dan grond daarmee. In die ander evangelie Johannes word hier weer 'n ander motief geskets oor hoekom Judas so optree. So Matteus is dit nogal duidelik Judas verraai Jesus vir geld.
En in Johannes, en dis die een wat ek eintlik op wil fokus, is interessant. Johannes het baie simboliek waar hy praat van lig en duister. So Johannes begin met, in die begin was die woord daar, die woord was reeds God en hy was reeds in die begin daar, en dit was die lig, en dit was die lig vir die wêreld en die duister kon dit nie uitdoof nie. Dan in Johannes 12 lees ons vir die eerste keer van Judas Iskariot. Een van die disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe, waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie? Hoor nou die simboliek, tussen 30 muntstukke wat hy vat om Jesus oor te gee en hierdie reukolie wat hulle kon verkoop vir 300 silwermuntstukke. Dit het hy gesê, en dan hoor wat sê Johannes, dit het hy gesê, Judas het dit gesê, nie omdat hy hom aan die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en hy het van die bydraes gevat. So ons kry dadelik 'n idee wie hierdie Judas karakter is. En dan interessant in die twee verhale, hoe Jesus hulle uitwys is, wat gebeur is. In die een verhaal sê hy, dis die een waarmee ek my hand in die skottel druk, hy gaan sy hand in die skottel druk, en dan hier in Johannes is 'n ander weergawe van wat daai aand gebeur, wat vir my interessant is, en ek sal dit sommer vertel. Hulle sit aan tafel, en dan raak Jesus hewig ontstel, dit staan nie, in Johannes 13 staan dit nie, Jesus raak hewig ontstel, en hy sê, ek sê vir julle, een van julle gaan my verraai. En dan is al so gegons om die tafel, en dan leun Simon Petrus oor, en Simon Petrus fluister so half in Jesus se oor. En jy kan dit lees in die teks, jy kan agterkom dat dit is wat gebeur, want hy vra, Here, wie is dit? En Jesus het geantwoord, dit is die een vir wie ek 'n stukkie brood, wat ek in die sous ingesteek het, sal gee. Hy vat jou 'n stukkie brood, steek dit in die sous en gee dit vir Judas, seun van Simon Iskariot. En nadat Judas die stukkie brood gevat het, het die Satan in hom ingevaar. Toe sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, moet jy gou doen. Interessant is net Lukas waar die bose eers in Judas invaar en dan waar hy Jesus verraai. Maar in al die ander verhale kies Judas eers om Jesus te verraai. En selfs in Johannes kies hy om die brood te vat. En ek vermoed Jesus was vas oortuig dat hierdie man se hart kliphard is. En daarom het hy geweet hierdie ou gaan hom verraai. En Judas kies dan om Jesus te verraai. En dan lees ons in Johannes lees ons hierdie ongelooflike interessante gedeelte aan die einde waar Judas dan Jesus kom uitwys. Judas het toe die afdeling soldate gevat en die wagte in diens van die priesterhoofde en die fariseërs en hulle het daar aangekom met lanterns en fakkels en wapens omdat Jesus geweet het van alles wat oor hom gaan kom, het hy na vorentoe gekom en gevra, vir wie soek julle? Jesus van Nasaret, antwoord hulle hom. Dit is ek, antwoord hy. Nou daai dit is ek sin speel mos op Johannes se ek is, die 7 ek is tekens, Jesus wat bevestig wie hy is. Maar hoor wat gebeur, toe hy sê dit is ek, het hulle teruggedeins en op die grond neergeval. Insluitend Judas. Judas het hom uitgewys, hy het gesê dis ek, en toe hy dit sê, toe val Judas op die grond. En dan eindig die verhaal, wel die vorige verhaal waar Judas hom verraai met dit is nag. Johannes speel altyd met lig en donker, dag en nag, en dit is nag. Judas is 'n figuur wat nie nodig was om Jesus uit te wys nie. Judas kies om Jesus uit te wys. Judas doen dit in Matteus vir geld. In Johannes is ek nie presies seker hoekom hy dit doen nie. Ek dink, hy was pleinhardkoppig. Hy het gesien wat Jesus doen. Onthou, hulle verwagting was heeltyd anders van Jesus. Hulle het verwag hy gaan koning word. Hulle het verwag hy gaan die Romeinse leer uitwis. Hulle het verwag. En Judas sien die heeltyd dat Jesus nie hierdie goed doen nie. So die heeltyd is die verwagting, ek volg hierdie ou, maar hierdie ou gaan, ek dink nie, hy gaan toe nou so, is amper soos om vir 'n span te speel wat jy weet gaan verloor, en jy begin agterkom as die ander span die heeltyd 3 druk, ek dink is baie soos vir die bulle te speel, nee ek speel, maar, jy kom agter jy verloor, ek dink Judas het dit begin besef, en Judas besef toe, maar ek gaan iets hieraan moet doen, want ek wil nie deel wees van dit nie, ek wil nie verloor nie, ek gaan nie verloor nie, ek gaan hom sommer voor die tyd al uitwys, ek gaan sommer seker maak die ander ouens kry hulle geld. En in hierdie hele deal kan
ek kan skoor. Ek kan myself bevoordeel. En dan interessant, die twee weergawes van sy dood is, die een is waar hy 'n stuk grond koop. Wel eers gee hy die geld terug vir die fariseërs. En die fariseërs wil nie die geld hê nie. Hulle sê dis bloedgeld, ons soek dit nie. En dan koop hulle 'n stuk grond wat hulle noem bloedgrond. En in die ander verhaal van Matteus hang hy homself, Judas. Judas het die keuse gehad om tot inkeer te kom. Ek dink nie Jesus het ooit verwag of Jesus het ooit gedink ek gaan hom nie 'n kans gee nie. Jesus het geweet, hierdie ou is so hardkoppig dat dit help nie as ek noem dit vir hom nie. En die interessante is, as jy al die evangelies langs mekaar sit, Judas verraai vir Jesus, maar Judas kies om Jesus te verraai in die 3 uit die 4 evangelies, en wanneer hy kies om Jesus te verraai, dan vaar die bose gees in hom in. Dan vaar die bose gees in hom in. Vir een of ander rede het ons gedink, dit is 'n groot gawe van die gees om hardkoppig te wees. As ek Judas se verhaal lees, dan dink ek as jy hardkoppig is, laat jy 'n groter ruimte vir die bose gees as vir die Heilige Gees. Want in al 3 uit die 4 evangelies, as Judas kies om Jesus te verraai, dan is dit nie die Heilige Gees wat inkom nie, maar dis die bose gees wat inkom. Dis die bose, dis die nag, dis die duister. Hoeveel keer het my en jou hardkoppigheid al regtig dinge opgelos in die lewe? En ek praat nie van simpel goed soos om hardkoppig met jou kinders te wees en te sê, my nee is my nee, my ja is my ja, en jy gaan dit nie. Ek praat van daai spesifieke hardkoppigheid. Ons lewe in 'n tyd waar dis baie makliker om te skei, en is 'n absolute skande om vir berading te gaan. Hoe kan ons so leef? Hoe kan ons skaam wees om te sê, ek is skaam om te sê ek gaan vir huweliksberading, maar dis amper vir my makliker om te sê ek skei. Hardkoppigheid vat ons lewe so oor in elke opsig, en is so vir my so mooi dat die evangelies geld en hardkoppigheid ook by mekaar sit, want dit pas ook by mekaar. Ek ken mense wat eerder sal sterf as wat hulle erken hulle is verkeerd. Ek ken mense wat eerder sal doodgaan as wat hulle sê ek is jammer. Hier is dit nie Judas nie. Hy sal eerder doodgaan as wat hy sê ek is jammer. Hy sal eerder homself ophang as wat hy sê ek het 'n fout gemaak. Hy het probeer regmaak. Hoeveel van ons sal eerder ons seer binnehou, laat dit ons opeet? En ek sien dit baie by mense. Ons sal weier om daaroor te praat. Ons sal doodgaan met dit. Maar niemand moet net sien dat ek huil nie. En vanoggend se preek is eintlik om te sê, hoeveel Judasse is al eintlik al buite. En as jy op die pad of ek op die pad is van Judas, waar ek weet, ek is besig om hardkoppig te wees met 'n ding wat nie nodig is nie, dan wil ek vir jou sê, Jesus se uitnodiging is vir jou. Die vrug van die Gees is om te leer, is om bereid te wees om te verander. Weet, geloof dink ons is altyd so pad, maar geloof is so pad. Geloof dink ons is altyd, het gaan net beter en nog beter, maar geloof is so pad. Dis waar jy jou kruis moet optel en Jesus volg. Dis waar jy, as jy wil ryker word, moet jy weggee. As jy wil gelukkig wees, moet jy vergewe. Dis heeltyd die teenoorgestel as wat die wêreld eintlik sê. Maar nêrens lees ek dat die vrug van die Gees sê, Christene moet hardkoppig wees. Dit moet die hardkoppigste mense wees wat daar is nie. Inteendeel, Christene moet die mense wees wat die mees sagste harte het, die maklikste verander en die vinnigste verander. En ek preek nie vir jou of vir julle nie, ek preek vir myself, dat ek ook nooit eendag op 'n plek sal kom waar ek so hardkoppig is, dat ek my hele gesin en my hele lewe sal verloor, voor ek sê ek is jammer nie. Dat ek op 'n plek sal kom, nooit in my lewe waar ek sal sê, ek is net te trots, ek sal eerder doodgaan,
Hulle kan my eerder begrawe. Maar ek gaan nie omdraai nie. Ek gaan nie sê ek is jammer nie. Hoeveel Judasse is daar eintlik? En as ons op die pad van Judas is, stop dit voor jy doodgaan. Amen. Here, dalk is ek op 'n Judas pad. Maar U ken my hart, U ken Judas se hart. En vanoggend se preek gaan oor dat ek regtig tot inkeer sal kom en sal besef, maar om die pad van Judas te loop is nie die trotse pad nie. Dis nie die trotse pad om altyd net hardkoppig te bly en net te weier om te verander nie. Nêrens sê U die vrug van die Gees is weier om te verander. Hê 'n kliphart. Maak seker jy wen nie. Ek lees in die Bybel, Here, dat dit gaan oor verloor. Dit gaan oor jammer sê. Dit gaan oor die minste wees. Dit gaan oor verandering. Here, hoe kan ons in 'n samelewing leef waar dit 'n skande is om te sê jy gaan vir berading of jy sien 'n sielkundige? Maar dit is oukei om te sê ek los my vrou. En ek veroordeel glad nie as ek dit sê nie, Here, ek ken nie almal se omstandighede nie, ek weet nie waar almal se omstandighede nie. Ek praat in Hebreë net van ons gedrag, Here. Dat ons as gelowiges so geneig is om 'n harde hart te hê. En 'n harde hart is die ding wat U die minste soek. 'n Harde hart is die ding wat U die minste kan gebruik. En Judas gee vir ons 'n ongelooflike boodskap, Here. Judas was te trots tot die dood toe. Help ons, Here, om nie die pad van Judas te loop nie. Om so trots te wees dat ek sê, ek sal eerder sterf, maar ek sal nie vir ander mense iets gee nie. Ek sal eerder sterf, maar ek sal nie vergewe nie. Here, die uitnodiging staan vir ons om te verander. Die uitnodiging staan om ons hart weer sag te maak. Vir elkeen van ons, oud, jonk, groot, klein. Uitnodiging staan, Here. En dankie, Here, dat as ek begin erken dat ek worstel, dan is ek op seker die heiligste plek. Want dan begin U my gebruik. As Moses sy skoene uittrek en sê ek erken, ek staan nou op heilige grond, dan gebruik U hom. As Paulus van sy perd afgeval het en hy lê op die grond en hy's blind, dan kan U hom begin gebruik. As Dawid die uitrusting nie kan aantrek nie want dit is te groot en swaar en hy vat net 'n slingervel, dan kan U hom begin gebruik. Help ons om die wapenrusting neer te sit, daai swaar kleed wat ons wil aantrek, want die wêreld moet net nie my stikkindheid sien nie. Help my om te erken dat ek ook worstel met dinge en dat U my dan kan verander en gebruik. Alles tot U eer. Here, dankie dat U genade so groot is, dat elkeen van ons 'n uitnodiging het om te verander. U genade is so groot, Here, dat dit maak nie saak wat ons gedoen het nie. U genade is so groot, dit maak nie saak wat 'n sonde ons al ooit in ons lewe gedoen het nie. Daar's altyd vergifnis. Daai goed waarvoor jy dink jy nooit in jou lewe vergifnis kan kry nie, daar's reeds vergifnis vir jou wat wag. Seën ons, Here, met die heilige woorde, ek is jammer. Seën ons, Here, met die heilige woorde, om te sê ek het nie beheer nie, maar U het beheer. Gebruik my tot U eer. In Jesus naam. Amen. Ons kan staan vir ons slotlied.
kind weer in die Vaderhuis. Ek is die naam van kind die wat wou sal my sal my lewe kanse tyd en geld is nutteloos verspil. Maar U sien ver, oneindig ver. U sien my hongerdood, nog voordat ek onskuld bely, druk U my aan die boom. Genade onbeskryflik groot, daar's wees ek is weer thuis. U seën bring my verlore mens weer in die Vaderhuis. Mag die genade en vrede van God die Almagtige, mag sy liefde en die gemeenskap van die Heilige Gees, dit wat bind, dit wat genees, hy wat jou uitnooi om harde hart sag te maak, mag die drie enige God by jou bly van nou af tot in alle ewigheid. Amen. 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 Opgegee, jy maak my heel aan die kruis. Het ingetree, genade bewys, deur te sterf vir my aan die kruis. Het die glorie verskyn, soos die lig van die son, tot in ewigheid. O, kyk op na bo, oor die engele koor, wat sing heilig is die
het opgegee en maak my heel aan die kruis. Het ingetree, genade bewys, deur te sterf vir my aan die kruis. En die glorie verskyn, soos die lig van die son, tot in